Nou vriende, ons gaan 'n gebed saam doen. Vir u wat wil staan, is baie welkom. Die ander wat wil sit, is welkom. Ons gaan net na die troon van genade nader en die Here vra om ook met ons in hierdie môre te wees, terwyl ons stil word rondom sy woord. Hemelse Vader, u is die groot en gedigte God, die God van Abraham, Isak en Jakob, die een wat alles geskaap het deur die krag van u woord en alles in stand hou tot op hierdie dag. Ons kan vanmôre sê, dit is die dag wat die Here gemaak het, kom dat ons daaroor juig en bly wees. En Here, ons weet ons lewe in moeilike tye, maar as ons vanmôre moet stil word en ons seëninge moet tel, dan is ons verbaas oor wat God ons skenk. Here, ons het vanmôre gesondheid om uit die bed te kon opstaan, ons het gesondheid, Here, om te kon ry en hier te wees. Ons is saam, ons geniet mekaar se teenwoordigheid, ons het 'n liefde vir mekaar wat u vir ons gegee het. En Here, u is ons bron van waarheid. U is die een vir wie ons lief is, omdat u ons eerste lief gehad het. En so Salomo oor ons sê, Here, u is die liefling van ons siel, en wil ons in ons liefde groei, in ons gehoorsaamheid, Here, en ook in ons liefde teenoor mekaar. Here, ons bid dan ook so vir vanmôre se erediens, dat u deur die Heilige Gees tot ons harte sal spreek. Ons vra dat u sal spreek, want u dienskneg en u diensmaag luister. Dis een ding wat u vir my jare terug al kom leer het, dat ek net tot by die oor van die mens kan kom. Dis u Heilige Gees en die getrouheid van u Gees wat die woord in harte 'n landingsplek laat vind, sodat dit vrug kan dra tot eer van u naam. En dis waarvoor ons vanmôre bid, Here, dat u die woord vir ons verstaanbaar sal maak, dat ons maklik kan verstaan, as daar vrae is, dat ons vrymoedigheid sal neem om te vra, en dat ons so saam sal groei, tot daardie volle mate van grootte in Christus, om u in alles te verheerlik. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader en van ons dierbare Here Jesus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vriende, ek nooi om die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak by Handelinge, die 2de hoofstuk. Ons gaan daar die 37ste tot 47ste vers saam lees, en ons gaan bietjie stil staan by vers 47b van hierdie baie besondere Handelinge 2. Nou vriende, as ons dink aan die prediking, dan vra mense dikwels die vraag, is prediking nie uitgedateer nie? Is dit nog nodig om mense op so formele wyse te leer, te onderrig? En as ons kyk na die Bybel, dan sien ons, dit was van die Ou Testament, Esra, die skrifgeleerde, die volk geleer. Ons lees dwars deur die Nuwe Testament, waar die Here Jesus mense geleer het, vir hulle gepreek het. Die apostels op hulle beurt het dieselfde gedoen, en daarom is formele onderrigting 'n baie belangrike saak in die kerk van die Here Jesus, en as deel van die liggaam van Christus. En daarom is die gebed van my hart, dat ons dit ook so sal sien, nie as iets wat iemand vir jou kom aflewer, soos 'n mens toespraak aflewer nie, maar eerder dat die Here met die prediker ontmoet het, vanuit die woord in die binnekamer waar hy voorberei het, waar hy bietjie deur die teks gegaan het, met die gebed dat ons sal hoor wat die Here vir ons wil sê, omdat ons weet ons is op pad na ons ewige tuiste, waar ons rekenskap gaan gee. Ek dink dikwels by myself, waarom sal mense Sondag na Sondag moeite doen om hier na hierdie gebou te kom, om die waarheid aan te hoor? En dan is daar net een antwoord wat ek elke keer kry: God wek sy kinders op om te kom na sy huis, om sy woord te hoor, sodat hulle hom kan verheerlik en eer kan bring op sy naam. Dis waaroor kerk gaan. Dis nie om mekaar te vermaak nie, dis nie om mekaar met mooi woorde te vlei nie, dis nie om mekaar af te breek nie, dis nie om mekaar sleg te sê nie. Ons is hier om te hoor wat die Gees aan die gemeente sê, en die wonderlikheid van alles is die Here sy gebruik die dwaasheid van die prediking om die wat glo te red. Beteken nie ons moet dwaase woorde uiter nie, maar ons moet besef dat ons nie so wonderlik is as leraars nie. Ons is maar net instrumente in die hand van die God wat ons gered het en ons geroep het en ons eenkant gesit het. En ek het hierdie week vir iemand gesê dat die Here sê dat van hulle wat in die bediening staan, sal daar groter rekenskap geëis word. En ek moet vir u miskien vanmôre ietsie sê wat miskien nie veel van u weet nie, maar ek het al 1000 maal gedink om die bediening te verlaat vir hierdie rede. Is ek 'n getroue herder vir my kudde? Is ek getrou in die oordra van die woord? Want ek gaan eendag voor God rekenskap gee. En hierdie gedagte maak my soms bevrees. Want die Bybel sê God is 'n heilige God. En dan aan die ander kant
kom bemoedig die Here ons deur sy woord. Dat ons as mens met emosies kan baie keer deur die vyand heen en weer gegooi word, tot ons stil word, en dan besef ons, wat is die vyand sy uiteindelike doel? Is om hulle wat met die waarheid besig is te vernietig. En daarom wil ek vir u sê, bid vir my en ek bid vir u, dat ons sal staande bly en dat ons met die waarheid besig sal wees. In hierdie moeilike tye, vriende, is daar so baie stemme wat opgaan. Ek wil u standvastig, onbeweeglik, altyd vasmaak in hierdie waarheid, dat wanneer u die leuen hoor, dat u dit dadelik sal erken en sal sê, dis nie van God nie, hier is die weg, kom ons wandel daarop. Nou kom ons lees vanmôre saam uit Handelinge 2, en ons gaan bietjie praat oor die Here voeg by die gemeente die wat gered is. Nou Petrus het hier gepreek, nou Petrus is 'n baie beter prediker as ek ooit kan wees, want Petrus het dadelik 3000 bekeerlinge gekry. Ek sukkel om 3 of 4 te kry, nê? Maar die gedagte is net Petrus se boodskap deur die Heilige Gees, geïnspireer deur die Gees, tref harte toe hy hierdie waarheid aangaande Christus spreek. En een ding wat ek kan sê, tussen my en Petrus presies dieselfde, is ons altyd verkondig Christus en hom as gekruisigde. Want dis die hooftema van elke boodskap. Die Bybel sê, toe Petrus klaar oor Christus gepreek het, toe hierdie mense dit hoor, is hulle diep in die hart getref. En het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op daardie dag omtrent 3000 siele toegebring. Wat het hierdie 3000 gedoen? Hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom. En baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind, en almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk, en die Here daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Nou vriende, jy kan sien, hierdie was 'n unieke geleentheid. As u nou mooi deur die lidmaatskap aansoek vorm gegaan het, sal u gesien het, u het die eiendom ook afgeteken. Vir die van u wat dink, julle gaan prysloos hier of kosteloos hier inkom, alles afgeteken, nee nie regtig nie. In daardie tyd het dit so gewerk, toe die Gees begin werk het in Jerusalem, het die mense vrygewig of gewilliglik gegeef. Daar was 'n vrygewigheid onder hulle gewees, omdat die gemeente gesukkel het, of omdat die kinders van die Here gesukkel het, en hulle het gegee vir die werk van die Here, en vir die uitbreiding van die werk van die Here. Die Bybel sê vir ons, daar was vrees, daar was wonders, daar was tekens. Nou, ek is nie apostel nie, ek is 'n predikant, ek is 'n eenvoudige mens. Maar toe die stigting van die kerk plaasvind, het die Here deur baie wonders en tekens en unieke gebeure, het God dinge laat plaasvind om 'n seël te plaas op die bevestiging dat hierdie gemeente deur God in die lewe geroep is. Later sal ons sien die wonders en tekens het verdwyn. Ons sien later ook daar is sekere dinge wat verander het, maar die boodskap het dieselfde gebly. Christus, hom as gekruisigde, en dan die Here daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Net so een opmerking nog, u sal sien in die boek Handelinge, die oorgangstydperk, waar die gemeentes gestig is, sal u ook sien dat die Here ons nooit die opdrag gee om mense te gaan genees nie. Hy het ons nooit die opdrag gegee om duiwels uit te dryf nie. Hy het nooit vir ons 'n opdrag gegee om een of ander vreemde ding te doen wat vandag in kerke aanvaarbaar is nie. Hy het een opdrag gegee, en dit is, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie. Dis al wat ons moet doen. Dis waarvoor ons vanmôre hier is. En ek vertrou die Here dat hy verheerlik sal word.
Nou vriende, ons teks van oordenking vanmôre is, soos u reeds afgelei het, en ek vir u gesê het, die Here daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Ons tema vanmôre dan, die Here voeg by die wat gered is. En dit gaan iewat van 'n vreemde gedagte wees vanmôre, dat ek nie die teks gaan verklaar nie, maar ek gaan met u praat oor die formulier van lidmaatskap voorstelling. En u gaan agterkom waarom dit is 'n bepaalde leerstelling of 'n formulier wat opgestel is met die doel om lering te gee uit die skrif wat die doel van lidmaatskap is en wat elke voornemende lidmaat dan sal beloof die dag wanneer hulle lidmaatskap aanvaar. Nou vriende, ek het daaraan gedink die week terwyl ek die boodskap voorberei het, dat ons 'n baie besondere dag het volgende week Sondag. 'n Besondere dag in die sin dat dit 'n hoogtepunt gaan wees van ons gemeente se ontstaan en se stigting en dan ook die gebeure wat plaasgevind het die afgelope jaar. Nou vir ons is dit des te meer besonders omdat dit die eerste keer is in 'n jaar wat ons lidmate by gaan voeg by hierdie gemeente, of dan ook lidmate as deel van hierdie gemeente gaan hê wat die evangelie gaan uitdra as lidmate van Berea Christen gemeente. Ek het vir u van die begin af gesê dat ek nie dadelik lidmate gaan maak nie. Ek onthou 'n predikant direk nadat die gemeente gestig is wat my gebel het en vir my gesê het, my broer, terwyl die yster warm is, slaan hom. As daar mense is, maak hulle lidmate, dat jy so vinnig as moontlik mense op jou boeke kry, dat hierdie mense nie sal wegdwaal nie. En ek het vir hom gesê, dit gaan ek nie doen nie. Ek gaan nie mense forceer nie, ek gaan nie mense op die einde van die dag lidmate maak as hulle nog nie eers deel van die gemeente is en hoor wat gepreek word en sien wat hier plaasvind nie. En die Here was vir ons goed dat die meeste mense wat saam met ons wegbeweeg het, nog steeds vanmôre hier is, en die Here het vir ons ekstra mense bygestuur. Ja, so een of twee gesinne wat besluit het dat hulle nie langer deel wil wees hier nie, en ek het vir hulle gesê, gaan in vrede. Want die gedagte is net, elkeen wat hier wil wees, moet hier wees, en die wat op die einde van die dag hier is, moet hoor wat die waarheid van die woord rondom lidmaatskap vir ons sê. Nou vriende, om lidmaat te word van 'n bepaalde gemeente is een van die besondere dinge wat die Here in sy woord vir sy kinders opgeteken het. U sien, die Bybel is nie vol voorstelle wat die Here vir ons gee nie, maar is vol opdragte wat ons moet nakom, want dit is belangrik om te sien dat wanneer die Here vir ons red, dan roep hy ons op tot 'n deelgenootskap van die heiliges en om deel te vorm van kinders van die Here wat ook dieselfde oortuigings as ek handhaaf en wat die Bybel liefhet en wat dan ook die werk van die Here liefhet, wat gedoen word vanuit die gemeentestruktuur in 'n gemeenskap wat die Here brood nodig het. Nou waarom gaan ek die formulier vanmôre met u hanteer? U sien, die formulier is opgestel juis met die doel dat daar 'n lerende funksie aangekoppel word om vir mense te sê die handeling wat volgende week gaan plaasvind, die voorstelling van lidmate, het 'n besondere doel en daar 'n besondere beloftes wat ons gaan maak om God dan ook te verheerlik. En kom ons val weg en ons begin by hierdie gedagte deur vir u te sê, die Bybel leer vir ons in Handelinge 2:47 dat die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. So met ander woorde, as ons sê dat die Here voeg daagliks by die gemeente die wat gered is, dan vra ons vir onsself die vraag, nou hoekom voeg ons nie daagliks by hierdie gemeente die wat gered is nie? Daar moet ander verstaan wees van hierdie vers as ons dit dan nie doen nie, en as die meeste mense dit nie doen nie, en die meeste kerke dit nie doen nie. En dan sien ons in die eerste plek, hier gaan dit oor mense wat gered word deel van die universele kerk van die Here. Ons praat ook van die onsigbare kerk. Dis mense wat gered word uit elke nasie, taal, volk en stam reg oor die wêreld, wat deel word van die liggaam van Christus, gered uit genade deur die bloed van die lam, en wat deel word van die kerk van die Here Jesus Christus. Maar dit sluit ook in die plaaslike gemeente soos ons vanmôre hier het. Mense wat gered is, wat na 'n kerkgebou kom om die woord aan te hoor en dan deel te word van die plaaslike gemeente. Nou hierdie woordjie gemeente, in die Griekse taal is die woordjie ekklesia. En dit beteken eenvoudig 'n vergadering van mense wat saamgeroep word om in 'n publieke plek saam te kom. Die Engels sê van hierdie verklaring van die
Griekse woordjie ekklesia, in a Christian sense, an assembly of Christians gathered for worship in a religious meeting. So met ander woorde, as die Bybel sê die Here daagliks by die gemeente gevoeg, dan praat die Here in die eerste plek van die universele kerk, wat bestaan uit gemeentes reg oor die wêreld, en hy voeg die by wat gered is. Die wat gered is, en ons sal later bietjie kyk na wat beteken dit om gered te wees. Nou baie interessant, 110 maal word die woord kerk in die Nuwe Testament gebruik. En wat opvallend is dat 93 keer verwys dit na die plaaslike gemeente. 110 keer, 93 keer verwys dit na die plaaslike gemeente. Die ander 17 kere verwys die woord na die universele kerk, soos nou verduidelik, wat bestaan uit mense reg oor die wêreld wat gered is, en tog sluit dit nie die plaaslike gemeente uit nie. So ek dink die Here wil vir ons iets sê oor die plaaslike gemeente. U is nie vanmôre doelloos hier nie. U het nie vanmôre opgekom na hierdie plek van aanbidding omdat u niks gehad het om by die huis te doen nie. U het nie hierheen gekom omdat die bed vir u ongemaklik was nie, omdat die warm kombers nie aangesit kon word nie. Daar is baie ander dinge wat u vanmôre kon doen, maar u het besluit om hierheen te kom, en die Bybel sê vir ons die rede is omdat die Here 'n belang by sy kerk het. Hy roep mense op uit elke nasie, taal, volk en stam om deel te vorm van 'n klompie mense wat ons 'n gemeente noem. Die plaaslike gemeente. En as u nou deur die Bybel gaan lees, sal u sien al die sendbriewe, of bykans al die sendbriewe van die apostel Paulus, is aan 'n plaaslike gemeente geskryf. En ek wonder of u die Bybel al so gelees het. Dan maak ons die Bybel oop by die gemeente van Korinthe, dan staan daar Paulus aan die gemeente in Korinthe, heiliges en geliefdes van die Here. Het u al gedink, hy skryf eintlik aan 'n groep mense wat saamgekom het, soos ek en jy. Hulle het net in die dorp Korinthe bymekaar gekom, en hulle het bekend gestaan as die gemeente in Korinthe. Jy moet onthou, daar was nie 'n keuse vir hulle gewees om na 15 gemeentes toe te gaan nie. As hierdie dominee te hard preek, dan besluit hulle, ons gaan na hierdie ou wat so bietjie 'n sagter stem het. As hierdie ou my vanmôre aanspreek oor hierdie sonde, dan weet ek daar's 'n buurgemeente wat dit nie sal doen nie. As hierdie klomp gevrek sing, dan gaan ek na 'n plek toe wat lekker kan sing. Daar was nie so iets gewees nie. Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe, want daar was een gemeente gewees en die kinders van die Here was daar. Hulle het saamgekom en hulle die woord van God gehoor. Hulle het die nagmaal saam gebruik en hulle het God so verheerlik. Die gemeente van Efese, die gemeente in Kolosse, die gemeente in Thessalonika. Gaan kyk agter in jou Bybel, as jy nou 'n Bybel soos myne het, dan sal u sien hier agter is al die kaarte vir u dan opgeteken, al die kaarte met al die gemeentes waar hulle gesit het, en dan ook hierdie werk wat hulle gedoen het, lees ons van in die Nuwe Testament. Die woorde wat Paulus vir hulle deurgegee het onder leiding van die Heilige Gees. Nou vriende, vir ons hier in die Oosrand is dit ook nodig om te weet dat die Here hierdie gemeente in die lewe geroep het. U moet tog nie dink dit was toeval dat die Here my 5 jaar terug uit die Wes-Kaap gebring het na die gemeente Benoni, en dat al hierdie goed gebeur het, en ek vanmôre hier, by Oliver Tambo Gastehuis, die waarheid van die woord aan u bring nie. Daar is nie toeval in God se groot plan nie. Alles het gebeur presies soos God dit bepaal het, en die Here het alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. U sien, so ook vir ons is dit vanmôre nodig om te weet dat die Here by die gemeente voeg die wat gered is. Vir u reeds gesê, die Bybel is nie vir ons gegee met 'n klomp voorstelle nie, maar direkte opdragte, en een van hulle is om 'n lidmaat te wees by 'n plaaslike Bybelse gemeente. En nou wil ek vir iets baie belangrik sê. Dit moet 'n gemeente wees, vriende, waarvan u oortuig is. Die waarheid preek binne die raamwerk van die leer van die apostels, soos oorgelewer deur die eeue, en hierdie leer van die apostels moet ooreenstem met die waarheid van die woord. Glo my, ek het hierdie goed gaan ondersoek, en as 'n mens nie uit die Bybel 'n antwoord kan kry nie, is dit belangrik om terug te gaan in die kerkgeskiedenis om te sien, waarom het sekere dinge op sekere tye gebeur, en waarom is ek deel van hierdie gemeente met hierdie oortuigings.
Ek kry mense van tyd tot tyd wat my kontak en vir my sê, hoorie Gerard, die Here het my bidend gelei om na hierdie kerk of daardie kerk te gaan. Dan is dit kerke wat se leerstellings lynreg teen die Bybel is. Lynreg. Hulle weet dit, God weet dit, maar hulle gebruik die Here en die geweldige geestelike woorde, die Here het ons bidend gelei. En ek het vir my vrou op 'n stadium gesê, ek is verby die punt om my parels voor die varke te gooi. Ek is verby die punt om mense te probeer oortuig dat wat hulle glo die Bybel sê, wat lynreg teen die Bybel is nie God wat hulle gelei het nie. Dis miskien hulle eie gedagte of hulle eie idee, maar ek het op 'n punt gekom in my lewe, as die Gees van God nie oortuigingswerk in jou siel gaan doen nie, dan gaan geen mens dit kan doen nie. Dis vir my interessant hoe mense kan kies by 'n gemeente, hoe hulle kan kies by 'n kerkdenominasie, terwyl hulle voor hulle siel weet, dit wat daar die kerk leer, is nie in lyn met die skrif nie. Hulle leerstellings is nie Bybel bewysbaar nie, en dis hoekom ek sit waar ek sit. Omdat jy begin vra oor uitlatings wat gemaak is, leerstellige goed op papier, wat nie ooreenkom met die Bybel nie. En ek dank die Here dat hy my die moed van my oortuiging gegee het. En dat ek hier vanmôre voor u kan staan en sê, ek glo dat u gehoor het die afgelope jaar. Ek is nie besig met fabels nie. Ek is nie besig met oom Koos of oom Piet of oom Jan se siening nie. Ek is nie met een of ander visioen besig, of een of ander droom, of een of ander teks wat ek buite konteks gevat het en 'n leerstelling gekoppel het nie. Maar dat hierdie leerstellings verwoord is in die Bybel, en dit Bybel verduidelik en verklaarbaar is. Daarom, die doel van hierdie gemeente is, dat u lief sal wees vir die Here, vir sy woord, en hoor, as u enigsins 'n vraag het, met groot vrymoedigheid te vra. Hierdie gemeente is nie ek is God, en julle is my onderdane, en ek sê vir julle, en as julle nie wil luister nie, dan vat ek jou aan, omdat jy God wil bevraagteken. Dis wat baie predikante doen. Hoe durf jy my bevraagteken? Die Gees het vir my gesê om vir jou te sê, moenie lieg vir mense nie. Predikante is leenaars, en ek moet waak dat ek nie ook een is nie. Ek dank die Here vir die opregtes, ek dank die Here vir die wat lief is vir die Here, ek dank die Here vir die wat om in opregtheid die woord verkondig. Maar hoe dikwels as jy predikante, en glo my ek is deur hierdie oefening, wanneer jy so oor kan mekaar sit en jy sê vir hulle, verduidelik uit die Bybel uit vir my, waarom sê julle wat julle sê? Ons is nie nou hier om daaroor te praat nie. Hierdie goed is lankal bewys. Hierdie goed is lankal verklaar. Geef my een vers, net een. Ek vra net vir een. Dan is daar nie een beskikbaar nie. Hierdie gemeente gaan nie op hierdie wyse bestuur word, beheer word of mekaar bedien nie. Waarom nie? Want God se woord en God se woord is die standaard. Nou kom ons val weg by die formulier, en u vra miskien nou vir my, nou waar kry jy hierdie formulier? Moenie worry nie. Kyk saam met my. En as u nie saamstem met die formulier nie, dan moet u nou vir my sê, want volgende week gaan u bely dat u glo wat hier staan. Die eerste gedagte. Daar's 4 gedagtes by ons formulier van lidmaatsvoorstelling. En ek pleit dat u saam met my deur sal gaan, en ek vra u met groot vrymoedigheid. As daar iets is wat u nie mee saamstem nie, wat u sal sê. En onthou, die formulier is nie die hele Bybel van Genesis tot Openbaring opgesom, en dit is wat jy moet bely nie. Dit gaan maar net 'n paar hooftrekke wees, met die doel dat u sal sien, dit het 'n lerende funksie, om vir ons in 'n rigting te stuur, wat ons as gemeente gaan glo. Ten eerste, is u oortuig volgens die skrif, dat u wedergebore is. Ons gaan dit nou 'n bietjie uit mekaar uit trek, voor u opgewonde raak, en dink ek gaan net 4 sulke punte sit, as ons klaar, dan gaan ons koek en tee, byt vas, ek moet eers myself honger preek, en as ek honger genoeg is, sal ek amen sê. Ok, die eerste gedagte, is u oortuig volgens die skrif, dat u wedergebore is? Dat u deur God se genade u eie verdorwe toestand kon sien, en uitgeroep het om genade. Glo u heelhartig in Jesus se plaatsvervangende dood, aan die kruis ook vir jou sondes, en het jy jou geloof in hom, en hom alleen geplaas vir jou redding. Nou die eerste gedagte gaan oor Sola Christus, en dan die gedagte van Sola Gratia,
genade. OK, kom ons gaan hierdie eerste gedagte gou ontrafel. Eerste plek, is u oortuig volgens die skrif dat u wedergebore is? Ons teks van vanmôre sê, die Here daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Gered. Hoekom moet ek iemand red? Kan ek een van julle vanmôre probeer red? Ek kan jou nie red van die koue nie, behalwe om vir jou kombers te gee daar agter, die wat nog kort, kan gou gaan haal. Maar ek kan jou nie red van iets nie, want jy is nie in gevaar vanmôre nie. Ons is nie in gevaar hier nie, ons is redelik gemaklik, ons is rustig, ons luister na die woord, maar die Bybel sê die Here het by die gemeente gevoeg, die wat gered was, die wat in gevaar was. Wat se gevaar? Sondegevaar. Die gevaar dat hulle skuldig is voor God, dat hulle in hulle gebore toestand rebelle is en nodig het om gered te word. Nou vriende, om gered te word of te wees, is 'n sinonieme terme vir wedergeboorte. Dis 'n sinonieme terme. Dit is die oomblik wanneer God op 'n bonatuurlike manier geestelike lewe kom bring en jy uitroep om redding en vergifnis van sonde. Nou daar is baie kerke wat sê dat ek het iets ervaar van die Gees. Hulle het begin ruk en dan het hulle, daar was gewoonlik iemand wat hulle vang. Gewoonlik, kyk, het jy al gesien die vangers by die kerk? Ek wil nou nie daaroor te veel praat nie. Maar hulle soek nooit die groot mense om te vang nie. Hulle gaan staan altyd agter die kleintjies, maar gered is nie om te val en 'n bietjie te ruk op die grond en te sê, nou het ek gered geword nie. Gered is iets anders as dit. Wat is gered? Dit beteken dat God op 'n bonatuurlike manier iets in my siel kom doen. Iets hier binnekant. Kom ek lees vir u wat sê die Bybel. Die man Nikodemus, Johannes 3. Die vraag is, wie was hy? Hy was 'n leraar. Hy was 'n predikant, maar hy was ongered. Hy kom na Jesus, hy sê, Here, u is 'n leraar van Israel en u woorde is fantasties en u doen wonders en tekens en hy dink om Jesus te vlei met al sy woorde en hoor Jesus se antwoord. Hy sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, dubbele eedswering, ek sê vir jou Nikodemus, ek wil klem lê daarop, as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. En nou verduidelik die Here vir ons wat wedergeboorte is. Hy sê ons moet gebore word. Nikodemus vra met ek weer in die skoot van my moeder gaan. Die Here sê vir hom, nee, verstaan jy hierdie dinge nie? Nou verduidelik die Here vers 8. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Niemand van ons sien die wind nie, ons sien die effek van die wind. En dis presies wat die Here sê, wedergeboorte is 'n bonatuurlike werk van God in my hart, maar die effek daarvan sien ons hier. Ons hoor ewe skielik hierdie ou praat anderste, hy doen anderste, hierdie man het so geleef, nou leef hy anderste, sy aptyd, sy begeertes is anderste, en dis wat die Bybel vir ons sê, wat wedergeboorte is. So u moet bely, dat u seker is, dat u gered is uit genade, weergebore is. God moet geestelike lewe kom gee, voor jy sal uitroep om genade. En nou belangrik, hierdie geestelike lewe is nie iets wat ons kan opwek, en later weer verloor nie. God begin die genade werk en voleindig dit. I.W. Tozer, ek het hierdie week 'n aanhaling van hom gelees, hy sê, ons moet pas op vir die dwaling van 'n oorgawe aan die Here sonder 'n lewe. Ek sê dit weer, pas op vir die dwaling van 'n oorgawe sonder 'n lewe. Die meeste predikante het die gedagte van getalle, steek die hande op, bid agter my aan. As jy nou agter my aangebid het en dit bedoel het, is jy 'n kind van God. Wie gee die predikant die reg om 'n sondaar regverdig te verklaar nadat hy 'n gebed gebid het, wat hy heel moontlik nie eens verstaan het nie? Daarom belangrik dat ons sal besef, ons gaan volgende week bely, ek is weergebore, ek is gered uit genade. Die Here het 'n geestelike werk in my hart begin. Ek praat verlede week met een van die broers wat hier is. Toe praat ons oor die kerk waarin ons was en die klomp mense wat tot bekering gekom het oor die jare waar wederkomspreke gepreek was en die jeug was groot en die jong mense was groot en vandag wonder jy, waar is hulle almal? Die meeste, 99% wil niks meer met die Here te doen hê nie. Waarom? Want daar is iets wat 'n mens in hulle hart kom doen het, deur emosie, miskien deur gevoelens, miskien deur een of ander ervaring het hulle gegaan.
maar die werk in hulle harte was nie 'n egte werk van God nie. Daarom is wedergeboorte iets wat God begin en wat hy in stand hou. Die woord sê Efesiërs 2 vers 1, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en sondes. Nou, ek gaan nie vanmôre te veel daaroor sê nie, en as ek u verwar, graag jy vergewe my aan die begin. Maar jy het al seker gehoor van Arminius en Calvin. Arminianisme en Calvinisme. Nou, ek wil nie te veel daaroor sê nie, want dis maar albei net twee gedagtegange wat daar was. En die groot ding, die een lê baie klem op die mens, die ander een lê baie klem op God. Maar ek het nog nooit gehoor dat 'n Arminiaan bid soos 'n Arminiaan nie. Wat bedoel ek daarby? Arminiane sê dat ek het die keuse gemaak vir die Here. As ek nie die keuse gemaak het, kon die Here niks gedoen het nie. Hy's absoluut afhanklik van my keuse. Ja, hy gebruik sy woord, hy gebruik sy gees, maar die uiteindelike besluit is my besluit. Wat sê Calvinisme aan die ander kant? Calvinisme sê eenvoudig dat ek het nie die vermoë om te verstaan wat God se woord sê nie, tot die gees nie my lewend kom maak nie. Nou hoor ek hoe bid Arminiane. Hulle bid nooit so nie. Want as hulle moes bid volgens hulle oortuiging en opinie, moes hulle bid, Here, ek dank u dat ek u kon aanneem. Ek dank u dat ek kon verstaan wat u woord sê. Ek dank u dat ek u 'n kans kon gee in my lewe. Ek dank u dat u hierdie man kom red het. Calvinus bid altyd, Here, ek besef net, was dit nie vir u genade nie, sou ek nie die evangelie verstaan het nie. Was dit nie vir u genade nie, sou ek nie kon uitroep om redding nie. Was dit nie vir u wat my kom trek het nie, sou ek u nie gesoek het nie. En dis die verskil wat ons vanmôre moet raak sien. Ons redding en die getuienis wat ons gee aangaande ons redding, gee ons absoluut eer aan die Here. Het gaan nie oor ons nie. Het gaan nie oor ons vermoë of ons gedagte of dat ons verstaan het nie, maar dat die Here ons hart geopen het om te verstaan, om te sien, om gered te word. Soos die wind wat waai, jy hoor sy geluid, jy weet nie van waar hy kom en waarin hy gaan nie, soos elkeen wat uit die gees gebore is. En nou belangrik, hierdie werk sal blywend wees. Sal nie verval nie. Sal nie na 6 maande val jy terug en dan kom jy weer by en dan is jy weer heeltemal terug in die wêreld en dan is jy weer by nie. Dit bestaan nie. As die Here 'n goeie werk begin het, sal hy volëindig. B. Dat ieder God se genade die eie verdorwe toestand kon sien en uitgeroep het om genade. Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered deur die geloof. Wat staan daar? Nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Aanhaling hierdie week van Johannes Calvin, Martin Luther gelees. Martin Luther sê, as ek na myself kyk, dan kan ek nie dink dat ek gered is nie. Maar as ek na Christus kyk, kan ek nie twyfel dat ek gered is nie. Verstaan u die gedagte? Die klem word verskuif van myself na Christus. En glo my, Martin Luther het nie in sonde geleef nie. Hy regverdig nie enige sonde deur hierdie stelling nie. Hy sê eenvoudig dat ek is te verdorwe in my wese om hierdie genade te kon raak sien. Was dit nie vir God wat in Christus vir my geestelike lewe kom gee het nie, dan was alles te vergeefs. Die sola gratia gedagte, genade alleen. Glo heelhartig in Jesus se plaasvervangende dood aan die kruis, ook vir jou sondes, en dat jy jou geloof in hom en hom alleen geplaas het vir jou redding. 2 Korintiërs 5 vers 21, hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges om ons tot Christus te bring. Sola Christo, Christus alleen. Ek vra u by die eerste vraag, want Sondag gaan u daarom nie voor staan nie, u gaan nie plek wees nie, u gaan net daar in u bank opstaan. Gaan u met oortuiging kan antwoord. Nie of jy sondeloos is nie, want dan gaan ek ook nie die vraag kan vra nie. Ek vra nie of jy sondeloos is nie, ek vra jou, kan jy getuig dat jy weer gebore is, dat die Here jou kom red het uit genade, dat jy jou redding in Jesus alleen kom soek het, omdat hy deur sy gees in jou hart 'n begeerte kom plaas het,
na hierdie verlossing. Die tweede gedagte, terwille van die tyd gaan ek vinnig maak. Glo u dat die hele skrif, al 66 kanonieke boeke, deur God ingegee is? Is dit u vaste gebruik om God se woord te lees, te glo en te gehoorsaam? Staan en val u by die woord en woord van God alleen? Nou vriende, baie belangrik is dat daar boeke soos die Deuterokanonieke boeke is. Wie weet van hulle? Ok, dit is boeke wat in die Rooms-Katholieke Bybel opgeteken is. Na die boek Maleagi, tussenin tot by Matteus is daar klomp boeke. Hulle noem dit die Deuterokanonieke boeke. Dis nou boeke soos 1 en 2 Makabees en die wysheid van Henog en verskillende boeke wat hulle sien as kanoniek. Dit is eintlik geskiedenisboeke, want daar was 'n Makabeese tydperk gewees, maar is nie geïnspireerd nie, en hierdie mense sien dit as geïnspireerd, en dan kry ons die gnostiese geskrifte, die liberale teoloë, die Sakkie Spannenbergs van ons tyd, hulle is lief vir hierdie boeke. Gnostiese geskrifte is, het u al gehoor van die evangelie van Thomas? Hierdie wonderlike boek van Thomas en die evangelie van Judas Iskariot, jy al gehoor? In daardie boek word Judas uitgemaak as 'n hero, want hulle sê in daardie boek, as hy nie Jesus verraai het nie, was daar nie verlossing vir ons nie. Hy's eintlik 'n hero. Dis die boosheid van ons tyd. Ek vra nie vir jou glo aan al hierdie goed nie. Jy kan dit lees vir ontspanning, moet dit net nie lees vir ander goed nie. Die dag gelaat, kom ons los. In elk geval, ons glo aan die 66 boeke in die Bybel. Ek hoop u weet daar 66 boeke. Genesis tot en met Maleagi is 39, Matteus tot Openbaring 27, 66 kanonieke boeke, en ek het al reeds gepreek oor waarom ons net aan hierdie 66 boeke glo. Die Bybel sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Sola Scriptura, nog een van die solas wat ons aan glo, die woord en die woord alleen. Dis baie belangrik, vriende, dat dit jou vaste gebruik sal wees om die woord te lees, die woord te glo en die woord te gehoorsaam. As u vanmôre Spurgeon se gedeelte gelees het, in sy dagstukkie praat hy oor die onkruid van twyfel. Moenie die Bybel lees deur die bril van die westerse liberale mens nie. Die postmoderne mens wat alles wil bevraagteken behalwe hulle eie sonde en boosheid. Ons sit met die grootste boosheid en dan wil ons God se woord bevraagteken, so asof ons in beheer is van hom en asof hy ons skuldenaar is. Glo jy die boek? Nou wil ek net weer eens vir u sê, daardeur sê ek nie dat 'n mens somtyds twyfel. En nou bely ons maar teenoor mekaar. Ek gaan later vir u 'n geleentheid gee. Ek sal my hokkie oopsluit en u kan 'n voetjie betaal. Dan bely ons teenoor mekaar. Maar die gedagte net, somtyds kom daar twyfel in my hart op. As u nog nie getwyfel het, as u die Bybel lees nie, het u hom heel moontlik nog nie gelees nie. Somtyds kom die vraag by jou op, is daar nie weersprekinge in die Bybel nie? Man, ek is doodseker daarvan, ek het hierdie ding hier gelees en nou sê die Bybel iets anders te hierso. En so is jou vyand met ons besig. Wat is geloof? Om hierdie woord van God te glo, te weet as geen weerspreking in die woord van die Here nie. God is 'n waarmaker van sy woord. Hy kan nie lieg nie. Ek lees die woord nie as God se gelyke nie. Hy is skepper, ek is skepsel. Hy is alwys, ek is eenvoudig. Ek luister na die woord asof ek na 'n leermeester luister. En ek korrigeer hom nie heeltyd nie. As jy heeltyd 'n wiskunde onderwyser korrigeer, gaan hy vir jou sê in my taal, nou shut up en bly stil. Luister wat ek jou sê, want jy weet nie alles nie. Die Here is baie meer liefdevol as 'n wiskunde onderwyser. Die Here kom net eenvoudig en hy sê, luister, luister my kind, sodat jou siel kan lewe. Die woord is genoegsaam, profeet so en apostel so en al hierdie klomp narre wat op televisie staan en sê, God het vir ons gesê, om vir julle te sê, en ek sien nou die dag, een van hierdie groot predikers, en ag, verskoon my nou. As u my nou nie wil vergewe daarvoor nie, sal ek later vir jou weer om verskoning vra daaroor. Maar nou die dag sien ek en my vrou, toe ons nou niks gehad het om te doen nie, toe kyk ons na 'n man met die naam van Ad Boshoff. Wat 'n bose man.
Luister, in daardie man is daar niks waarheid nie. Hy is soos al die ander gevul met homself en sy liefdes vir geld. En hy buit mense uit om homself te verryk. En die duisende val vir hom, want hy beloof vir hulle iets wat hy nie vir hulle kan gee nie. Hy verryk homself uit mense se eenvoud en die feit dat hulle soekend is. Terwyl sy eie hart voor God nie reg is nie, mag God hom of red of in die gerig bring. In hierdie gemeente gaan ons dit nie doen nie. Ek is nie hier vir jou geld nie. Ek is nie hier om geld uit jou sak uit te kry nie. Ek is hier om vir jou te sê, daar is 'n God in die hemel, hy het sy woord gegee, ek is nie 'n profeet nie. Ek is nie iemand wat namens hom praat nie. Ek is iemand wat sy woord verklaar. U kan hulle gaan kyk op die TBN kanaal, met leuns besig. Daarom bly ons by die woord. Die môre as ek opstaan hier en ek sê vir u, die Here het aan my iets nuuts openbaar. En ek sê, ou Hentie, God het vir my 'n visioen gegee van jou, my broer. Dinge gaan met jou fantasties gaan, van nou af. Sal daai goed nie meer deel van jou lewe wees nie. Ek sien voorspoed, ek sien blydskap, ek sien groen weivelde. My broer, byt vas. Dan wil ek vir u sê, hardloop. Hardloop. Onthou net, is nie ons plek nie, moet niks verniel nie. Stadig maar seker beweeg weg. God se woord is die waarheid. Hierdie leenaars is besig om hierdie skrif te ondermyn. God praat deur sy woord. Is dit verkeerd vir my vanmôre om hierdie goed uit te wys? Ons gaan 'n bietjie praat oor die tug. Daai man is veronderstel om onder die tug van die kerk te staan. Wat waag om hulle woord groter te maak en sterker te maak as God. Niks anders as motiveringssprekers wat ander motiveer om vir hulle te gee dat hulle in weelde kan leef nie. 2 Petrus 1 vers 19. Bybel sê ons het die profetiese woord wat baie vas is. Hierdie boek is vas. Gee ag op hom. Hy skyn soos 'n lamp in 'n donker plek, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van die mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedryf het die heilige mense van God gespreek. Hierdie week het mense vir my eintlik vir my vroutjie, sy stuur dit vir my baie keer aan as ek haar vra, want sy is eintlik baie liefdevol, sy stuur nie gewoonlik die goed vir my nie. Sy weet ek het 'n hartkondisie en ek kan al hierdie goed nie hanteer nie. Maar sy stuur vir my, hier is nou weer 'n nuwe treffer in die kerk. Ou preek oor Openbaring, los sy naam maar eers uit. Miskien is u 'n aanhanger van hom en dan gaan ek dit miskien nie maak nie. Maar hy's 'n man wat nou kon sy so gebless was deur die Here die week dat hy en die Here in 'n gesprek was met mekaar. En hy vir die Here op 'n stadium gesê het, hou asseblief net op om my te bless. Ek kan dit nie meer hanteer nie. Die teenwoordigheid wat u by my gebied is van so 'n aard, ek kan net nie meer nie. Dan dink ek myself, jou leenaar. En luister, wat my bekommerd gemaak het, is dat mense wat bely hulle behoort aan die Here hierdie goed aanstuur. Nie onderskeidingsvermoë nie. Nie onderskeidingsvermoë nie. As daar een man was wat oor hierdie goed kon skryf, was dit Paulus. En hy sê, die Here het my nie toegelaat om daaroor te skryf nie. Luister, as die Bybel nie vir jou kan rig en lei in die waarheid, en deur die prediking van die woord jy nader aan God kan kom nie, dan mis ons die doel van 'n gemeente. Daarom moet jy bely, glo aan hierdie boek, en hierdie boek alleen, Sola Scriptura, God se woord. Verlang sterk soos pasgebore kindertjies, na Gerard Beke se opinie en oortuiging. Kom elke Sondag en kom hoor wat hy vir jou wil sê. Nee, as ek die woord verklaar in getrouheid, dank God daarvoor. En daarom nooi ek u elke Sondag uit, as u nie iets verstaan nie, as u voel ek het buite die raamwerk van die skrif beweeg, sê vir my, luister, kom, sê asseblief vir my, waar het jy daarby uitgekom, en ek sal so gou as moontlik die regstelling maak. Die woord is die onvervalste melk, die prediking van die woord is vir ons soos manna uit die hemel. Die samekoms van die heiliges is belangrik, daarom die tweede ding wat jy moet bely, glo jy aan die woord van die Here. Derde gedagte, as u met oortuiging ja op die eerste 2 vrae geantwoord het, kan u onthou wat die eerste 2 was? As jy gered, glo jy aan die woord, maklik, kortliks opgesom.
kan nie getuig van 'n veranderde lewe. Jy kan nie sê jy is weergebore, en jy glo die woord as jou lewe nie verander nie. Ek vra jou nie vanmôre, is jy volmaak nie, jy gaan nie volgende week daarop staan en vir my sê, luister, kom kyk, ek sweef 6 tyd bo die grond, ek het 'n hallo bo my kop, ek is heilig, ek doen nooit iets verkeerd nie, dis nie wat ons gaan bely nie. Kan jy getuig van 'n veranderde lewe? En miskien op daai stadium moet ek vir die mans vra, dat hulle agterbly en die vroutjies gaan uit, dan sê ek, hoorie meneer, is jou vrou hierdie vrou wat God wil hê sy moet wees? En as hulle klaar gepraat het, dan die mans terugkry, ek gaan dit nie doen nie, moenie worry nie, ek gaan net my vrou van my skinder nie, maar die gedagte is net, die hele veranderde lewe begin waar? Begin by die huis. Luister, jy's net so heilig, soos jy by jou man of by jou vrou is. Jy's nie heiliger as dit nie, man. Mense wil vertel hoe wonderlik die Here hulle gebruik en seën, maar in hulle huis is almal bang vir hulle. Dis belangrik om te weet, kan u getuig van 'n veranderde lewe? Kan die mense om jou daarvan getuig? Is daar vrug wat by die bekering pas? Kan ander sien dat u nuut is in Christus deur dit wat u doen en hoe u praat en hoe u leef? Kortom, streef u daagliks na heiligmaking om meer te word soos Jesus. Met ander woorde, is daar vrug. Die Bybel sê, dra dan die vrugte wat by die bekering pas. As ek by 'n appelboom gaan staan en ek sê vir my vrou, "Jog, ek is lus vir 'n lekker vy." En sy sê vir my, "Luister, hierdie is nie vye nie, is appels." Maar ek sê vir haar, "Ek soek hier 'n vy." Dan gaan ek soek tot Kersfees toe. Ek gaan nie een kry nie. Waarom nie? Appelboom dra appels. 'n Kind van God dra vrugte wat by die bekering pas. Die lewe dra die regte vrug. Hy dra nie 'n verkeerde vrug nie. Dorings en distels sal nie aan 'n vye boom na vore kom nie. Die Bybel sê vir ons dra vrug wat by die bekering pas. Bekering is, ek het omgedraai, my lewe is anders. Ek is nie volmaak nie, maar daar's vrug. Mense kan sien daar's 'n verandering. Die tweede gedagte, kan anders sien jy's nuut in Christus, deur dit wat jy doen, hoe jy praat en jy leef. Ek het nou al gesien as ouens vir hulle nuwe karre koop. Kyk, daai ding blink, jy kan nie kyk vir daai kar nie. Die son op hom skyn, moet jy wegkyk. UV brille aansit, nê? Dat jy nie verblind word nie. Hulle wys vir ander mense hoe lyk dit. Is ons so? Om vir ander mense te wys, luister, my lewe is nuut. En as hulle iets vra daaroor, dan bring ek eer aan Christus. 2 Korintiërs 5:17, as iemand in Christus is, as iemand gered is, as iemand weergebore is, dan is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Ek wil dit kortliks vir u vertel, ek het dit al vir u vertel, verdra my en reageer maar daarop asof u dit die eerste keer hoor. Dis liefde, hoor? OK. Dat jy nou nie dink ek is bly aan Alzheimer's of iets nie. Ek wil net vir u vertel hoe ek dit gesien het. Regard, ons jongste seun, of middels, Calvin is die jongste, Regard, ons middelseun. Nou is een die Bekes huis is, Calvin is al op hierdie stadium, en sê hy vir my, pa, jy noem my al die name, jy roep Gerard, Regard, en dan sê hy, ek's Calvin. Sê ek, OK, maak nie saak, jy verstaan in elk geval wat ons wil sê. OK, hy het laat gekom, ons het vir baie jare net die twee gehad. Maar in elk geval, Regard was 'n goeie kind. Glo my, getrou by die sonnaskool, sy werk gedoen, stil gesit in die dienste, 'n regtige voorbeeldige seun. In standaard 9, toe oortuig die Here hom van sy sonde en toe Regard gered word. Toe sien ons onmiddellik die verandering in daardie stil, stemmige, Christelike kind se lewe. Onmiddellike liefde vir die woord, 'n haat vir sonde, 'n gehoorsaamheid aan sy ouers, 'n toewyding. Hy het my diaken geword in die gemeente. En hy was saam met my in hierdie gemeente gewees vir 'n lang tyd, waar ons die Here kon dien. Gerard, ons oudste, was net soos sy ma, 'n rebel. Iemand wat absoluut, dit is nou heeltemal teenoorgestelde. Soos sy pa, rebels. Hy kom in die kerk en dan kom ons Sondag, sê ek vir hom, sien, jy gaan kerk toe kom of jy daarvan hou of nie, as jy my huis bly, is jy in die kerk. Hoor wat ek hier sê. Dan kom hy op 99, wanneer die laaste lied, sy laaste klanke wegsterf, dan kom hy, gaan sit hy agter op die banke in die kerk, dan lê op sy agste rugwervel. Dan kyk hy my so van agter af.
Dat ek daar op die kant sal staan en vir myself dink, Gerard, hou jouself in, jy sal daai kind iets gaan aandoen. En dan stap hy uit as die kerk klaar is, en hy klim in sy kar en hy ry. En die dag toe die Here sy siel in die hande kry, en hy bel ons in trane, en hy sê, wat moet ek doen met my sonde? Toe red die Here sy siel. En die Here bring verandering. Die verandering het stadiger in sy lewe gekom as in die middelseunsin, maar ons dank die Here, dit het plaasgevind. Calvin so tyd terug, wat moet ek doen om gered te word, en die Here red sy siel. Nie een van ons is volmaak nie. Ons almal groei. Ons almal is nog besig om in hierdie pad van heiligmaking toe te neem, maar is daar 'n verandering. En ek dank die Here dat ek ook in hierdie gemeente kan sien, daar's mense wat nuwe skepsels is in Christus. Dinge het nuut geword, hulle aptyd het verander, 'n liefde vir God en sy woord. Kortom, streef jy daagliks na heiligmaking. Heiligmaking om meer te word soos Jesus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het. God roep ons tot bekering. Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wie is heilig, want ek is heilig. Die Here verander ons tot die dag van ons dood. Moenie dink jy gaan een of ander tyd die Kanaanse lewe beerwe nie. Suid-Afrika is nie Kanaan nie. Dit kan ek jou verseker. En dan gaan bly jy in 'n goeie ouete huis, dis nie Kanaan nie. Die Kanaanse lewe bestaan nie op hierdie aarde nie. Daar is net een lewe op hierdie aarde, is die pad van sterf aan jouself, neem jou kruis op, volg Jesus. En dit sal aanhou tot die dag van jou dood. Daarom soos gehoorsame kinders, strewe na heiligheid, wees heilig, want ek is heilig. Laaste ene, nou kan u ook sug en sê, uiteindelik kom hy daarby uit. Onderwerp u uself aan die Bybelse tug. U sal sien, daar staan nie kerklike tug nie, want kerke pas nie meer vandag tug toe nie. Waarom nie? Want hulle wil nie meer nie. Want hulle is bang, hulle gaan in die hof beland. U het geteken, en u bely. En u gaan hoor oor 2 weke, Bybelse tug is nie om jou te elimineer, jou uit die kerk uit te dryf, jou hiervoor te laat staan en jou naam te probeer een of ander skade aan doen nie. Kerklike tug of Bybelse tug, soos ons dit noem, staan in Matteus 18 vers 15 tot 17. Nou staan daar, onderwerp u jouself aan die Bybelse tug, indien jy jouself te buite gaan. Bely jy dat jy verstaan wat die doel van Bybelse tug is, en heelhartig daarmee saamstem. Nou ek het al daaroor gepreek, so die boodskap oor 2 weke gaan nie 'n nuwe preek wees nie, maar net om u te herinner aan wat ek al reeds gesê het oor dit. Nou wat beteken nie te buite gaan? Dit beteken, vriende, wanneer jy in 'n patroon van sonde verval, waar jy nie die Here verheerlik deur wat jy doen nie, en dan nie wil breek met daardie sonde nie. Kom ons gebruik 'n voorbeeld. So tyd terug het ek 'n konferensie bygewoon, toe vertel die predikant vir ons daar dat een van sy lidmate in die sonde van homoseksualisme verval het. Is dit nog sonde? Ja. Hoekom? Want die Bybel sê, dis onnatuurlik vir 'n man om saam met 'n man te lê, soos saam met 'n vrou. Dis sonde voor God. En hierdie man is aangespreek en hy's getug deur die gemeente. En daar het herstel gekom, belydenis gekom, berou gekom oor sy sonde. Hy het aangehou in hierdie sonde, hy was aangespreek en later het die tug plaasgevind. Hoor gou die stappe van tug. Matteus 18 vers 5, as jou broeder teen jou sondig, eerste stap van tug. As jou broeder teen jou sondig, kry vir jou 'n megafoon en vertel vir almal. Ek wil nie name noem nie, maar daai ou, hy's groot, hy het 'n baard, hy ry 'n Prado, is hy. Ek wil nie name noem nie, ek wil net vir julle sê, hy het gesondig. Dis 'n bose man. Nee, gaan na jou broer. Ek het hierdie geval gehad, hy kom na my toe, in een van my gemeentes, en hy sê vir my, hy hoor dat iemand 'n geweldige gruwelike sonde gedoen het. En ek vra vir die broer, het jy al na die persoon gegaan? Hy sê, nee. Ek sê, okay, dan ry jy. Ek gaan nie saam nie. Eerste stap is gaan, praat met hom. Hy het gery na die persoon, hy het teruggekom, en die ouer het ontken, en tot die dag het ek weg is by die gemeente, het hierdie sonde nooit na vore gekom nie.
Mense is lief om stories te vertel. Moenie lief wees om te luister nie. Eerste stap van tug. Gaan en bestraf hom. Dis wanneer daar sonde gekom het. Jy kom en jy kom agter hierdie persoon, is miskien ontrou in sy wandel met die Here, hy's besig miskien met 'n sonde van hoerery, of miskien wat ook al, gaan bestraf hom, gaan praat met hom. As hy na jou luister, het jy jou broeder gewin. Nou luister hy nie, wat moet jy doen? Neem nog 1 of 2 met jou saam. Nie 'n baseballbat nie, nie een of ander geweer of iets wat jy hom gaan dreig nie, nee. Bring iemand saam, want die Bybel sê in die mond van 2 of 3 getuies staan elke woord vas. Hier staan jy en jy praat met die ou en jy sê vir hom, luister, dis die sonde wat jy gedoen het, dis wat God se woord sê, ek het met jou kom praat, jy wil nie luister nie, en glo my, ek is deur hierdie stappe, in my bediening, op 'n stadium, daar in Namakwa-land, het die ouens my met sulke groot oë aangekyk, toe die eerste tugsaak in die gemeente plaasvind. Hulle vra my, wat se ding is hierdie? Ek sê, dis 'n Bybelse ding. Maar as nie geweer die Bybel praat van tug nie, dis jou Bybel. Maklik is dit. Volgende ene. Hoor nou, as hy nie na hulle luister nie, sê dit aan die gemeente. Ek onthou by een van my gemeentes, toe sê die persoon daar, nadat ons hierdie stappe gevolg het, en hy sê die môre, selfvoldaan in die kerk, en ek lees sy naam af. Volle name van sonde, en ek roep die gemeente op om vir hom te bid. En daai man was diep ontsteld. Wonder hoekom sy nie ontsteld oor sy sonde nie. Hoekom word hy nie kwaad vir die feit dat hy die gemeente se naam deur die modder sleep en Christus se naam ontheilig deur sy sonde, terwyl hy 'n belofte afgelê het dat hy God ken, die woord hoogag, heilig sal lewe. Bybel sê vir ons dat ons dan aan die gemeente moet sê, luister, en as hy hom nie bekeer nie, dan sny ons hom af. Nou gaan u dink, seker Gerard, jy het nie gisterand lekker geslaap nie, het jou kop gestamp, iets is fout met jou. Vergewe my, ek gee jy nog 'n kans, 'n week lang kans, om te sê jy wil lidmaat word of nie. Maar by een van ons gemeentes het ons kerkraadslede by die deure laat staan. En die gemeentelid wat deur die laaste stap gegaan het, toegang geweier tot die gemeente. Hoekom? Luister. 'n Ware kind van die Here wil by ander kinders van die Here wees. Maar hy moet ook besef dat hy kan nie daar wees met sy sonde en sy boosheid en die gemeente besoedel soos hy wil nie. Iemand wat nie aan die Here behoort nie, wat hierdie stappe deurgegaan het, wat sal hy doen? Hy sal die gemeente se naam sleg probeer maak, want hy het nog nooit tuis gehoord nie. Daarom sê die Bybel vir ons in 1 Johannes, daar is sekere mense wat deel van julle is, wat eintlik nog nooit deel van julle was nie. Ek wil vir u sê, dis noodsaaklik die kerklike tug se doel is, om die broeder te win. Daar's nie een van u wat die Here ken vanmôre hier, wat ek wil verloor nie. Glo my, daar is nagte wat ons bid vir u, en vir u, die Here vra, Here, dat ons eendag saam in die heerlikheid van die hemel sal wees. Maar ek wil vir jou sê, en ek wil jou met liefde waarsku, moenie aansluit by die gemeente as jy in 'n patroon van sonde leef. En dink, niemand weet nou daarvan nie, en God weet nie daarvan nie. Die Here sê, wat jy in die donker doen, sal hy op die dakke verkondig. God is 'n heilige God, sy kudde is heilig. As ek as predikant myself te buite gaan, dan sal ek nie meer hier staan nie. Glo my. Ek het baie keer vir mense gesê, ek veg nie vir 'n plek in die kerk nie. As ek sonde doen wat my diskwalifiseer van die bediening, is ek weg. Maar ek wil nie oneer bring op God se naam nie. Daarom pleit ek by u dat u sal sien, die tug is belangrik. Hoor wat sê die Here, my seun, verag die tug van die Here nie. Ek is besig met die boek Spreuke, ek weet nie of jy agtergekom het nie. En ek gaan oor hierdie vers preek. Laat die kastyding van God jou nie in jou 'n weersin wek nie. Hoor hierdie mooi woorde. Die Here tugtig die wat hy liefhet. Regatjie bel ons gister, hy sê, pa, Jana Lie was baie siek, sy 3 virusse opgedoen uit die hospitaal, nou by die huis, en hy kyk toe na haar. Hy sê, pa, en sy sit daar, en daar's 'n botteltjie wat so staan, en sy steek haar hand uit, en sy kyk hom so, hy sê, va, Jana Lie, hy los die botteltjie uit. Botteltjie breek, wat doen hy? Nou, Regard is net so bedaard soos ek, staan op, vat die kind, gaan sit aan neer in die sitkamer, gaan maak skoon,
kom terug, gee haar dragsla, verduidelik vir haar, soos hy kan verstaan. Hy sê, hy gaan terug badkamer toe, ruim klaar op. Hy sê, toe hy terugkom, toe steek sy haar handjies uit na hom. En hy tel haar op en sy druk hom. Hoekom? Tug se doel is om reg te help. Tug is nie om mense te vernietig nie. Tug is altyd, jy moet luister, want as jy aangaan in hierdie sonde, gaan daar groter skade en hartseer in jou lewe wees. Dis die doel van tug. Jy kan gaan lees as nie tyd nie, die tyd is verby. Hebreërs 12 vers 5. Jy kan gaan lees, die Here tugtig hom wat hy liefhet, hy kastei elke seun wat hy aanneem. Hy doen dit tot ons beswil, sodat ons 'n heiligheid deelagtig kan word, en dit lewer later 'n vreugdevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Vriende, die kerk kan nie soos die wêreld lyk, doen en optree nie. Ons moet anders dink, doen en optree, want ons behoort aan 'n ander meester. Tug het ten doel om die kind van God wat in sonde val reg te help, sodat bekering en vergifnis kan plaasvind. Dis al wat u volgende week gaan bely. En glo dit of nie, ek gaan nie die hele preek herhaal nie. Ek gaan net die 4 gedagtes vir u vra. En u kan self, ek gaan vir u elkeen so papiertjie in die hand gee. Ten eerste, ten tweede, wedergeboorte, die skrif, heiligmaking en dan die Bybelse tug. Vriende, mag die Here ons getrou vind. So kom ons by die seën van die Here, dan gaan hy ook in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die troopsoekende gemeenskap van sy Gees, wees en bly met u elkeen. Gee genade dat u hierdie sake sal oordink en volgende week met groot vrymoedigheid kan sê ja, want ek weet ek behoort aan die Here. Amen.